Goeiemôre vriende, dis vandag donderdag 16 April, mag dit vir julle sommer net 'n wonderlike dag wees vandag. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil voor die Here. O Heilige Vader, ons weet dat wanneer ons met U praat, is ons op heilige grond. Amper soos Moses wat voor die braambos gestaan het, of die brandende bos gestaan het, wie vir hom gesê, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Here, ons het die voorreg om met U te praat elke dag, dit is waar. Maar ons moet ook nooit vergeet dat ons met U as almagtige God praat, die skepper van die hemel en die aarde, en dat ons elke keer as ons met U praat, ons op heilige grond is. Vader God, Jesus, Heilige Gees, ter enige God, dankie vir die voorreg dat ons as swakke, eenvoudige mense vrye toegang het tot U. Dankie dat ons met enige iets na U toe kan kom, en dat U vir ons luister en ons aanhoor. Baie dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, gister het ons 'n bietjie stil gestaan by soldaat, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Ons praat Paulus wat besig is om met Timoteus te praat, Timoteus toe te rus, liewe vriende, 'n bietjie om moed in te praat, om te motiveer. Hy kom sê vir Timoteus, jy dan my seun in vers 1, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Hoekom moet jy sterk wees? Hy kom sê, dra jou deel van jou ontberinge soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Ons het gister 'n bietjie stil gestaan by wat is 'n soldaat? 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die alledaagse lewe nie. En dan kom sê Paulus 'n tweede ding. Hy sê hy slaan dit eintlik so in by Timoteus om te kom sê die eerste ding, jy moet soos 'n soldaat wees vir Jesus. Jy's Jesus se soldaat. En dan kom sê hy eintlik 'n volgende ding. Dan sê hy, kom maar, as jy dit nie lekker verstaan nie, jy moet soos 'n atleet wees. En dan kom sê hy, wat is 'n atleet? Hy sê 'n atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen, slegs as hy volgens die reëls meeding. Kom sê hy vir hom. Hy sê Timoteus, onthou 'n atleet kan nie sommer net besluit as hy 100 meter hardloop, hy gaan tree op die 50 meter aan nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie as jy 800 meter hardloop besluit, maar ek bedoel jy gaan sommer nou aantree in enige plek waar jy wil nie. Nee, daar's reëls. Jy moet aantree in die baan wat hulle vir jou gee. Jy kan nie as jy met die 200 meter sprint deelneem besluit, maar jy gaan 'n bietjie voordat die gun afgaan, die revolver afgaan, gaan jy wegspring. Jy kan dit nie, diskwalifiseer jy net daar. Daar's reëls, kom sê hy. Kom sê hy, 'n atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Nou kom sê hy eintlik vir Timoteus? Kom sê Timoteus, wat is die reëls van die evangelie? Die reëls van die evangelie is nommer 1, dat jy vir Jesus Christus moet aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Dis die oorkoepelende reël. Dit is basies die samevatting van die, soos ons sal sê, wat is die wet? Waaroor gaan dit? Dan kom sê die Bybel vir ons, en Jesus eintlik vir die Fariseërs en die Sadduseërs op daai tyd, hy kom sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste as jouself. Dis die samevatting van die wet. So, wat is die samevatting van al hierdie goeders? Die samevatting is dat Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Punt. Dis die reël nommer 1. Jy moet Jesus Christus aanneem. Jy moet in 'n lewende verhouding met hom staan. Jy moet in sy voetspore volg. Jy moet dit laat dat die Heilige Gees deur jou werk. Dit is die reëls van die evangelie. Nee. Dis die reëls van die evangelie. Nou kom sê Paulus vir hom ook hierso in hoofstuk 1 vers 9 wat ons 'n rukkie by stil gestaan het. Hy sê hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. So wat is nog 'n reël? 'n Reël is dat jy toegewy moet wees. Nie toegewy moet wees sodat jy 'n kind van die Here is nie, maar toegewy omdat jy 'n kind van die Here is.
Nee, omdat jy 'n kind van die Here is. Nou kom stel dit gelyk met 'n atleet. 'n Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. So Timoteus, jy moet weet jy's soos 'n soldaat, 'n aktiewe diens wat sy ontberings gaan dra, né? Jy moet iemand wees wat inderdaad hom nie bemoei met ander dinge nie. Maar Timoteus se tweede ding as jy dit nie lekker verstaan nie, jy moet soos 'n atleet wees, as jy die prys wil wen, moet jy inderdaad by die reëls hou. Jy kan nie jou eie dingetjie doen nie. Nou, ons het al baie vir mekaar gesê, soos 'n vliegtyg. 'n Vliegtyg kan nie in die nag besluit maar hy gaan net maar land waar hy wil nie. Daar is twee baie duidelike spore, rye liggies wat vir hom sê as jy daar land is jy veilig. Hy natuurlik in die loods besluit, hy gaan dit nou ignoreer. Hy gaan sommer hier langs die kant land. Dan verongeluk hy, né? So wat kom sê dit wanneer hy kom praat oor die reëls? Hy kom sê jy's plain stupid as jy nie by die reëls is nie. Die reëls is daar om jou te beskerm. Die reëls is daar vir 'n atleet om op die ouende te maak dat hy 'n goeie wedloop kan loop en nie gediskwalifiseer word nie. So reëls, liewe vriende, wanneer Jesus vir ons ook die wet gee, is dit nie, liewe vriende, om ons te beperk nie. Dis juis om ons vryheid te kom gee. Is juis om vir ons te kom sê, maar hier is jy veilig, binne in hierdie reëls is jy veilig. Moenie egbreek pleeg nie, moenie moord pleeg nie, moenie steel nie, moenie begeer nie, en so aan, ensovoorts. Dis nie om jou te beperk nie, is om te sê, jy bly stupid as jy dit nie doen nie, né? Daarom kom sê 'n atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meedring. Die reëls van die koninkryk van die Here is om Jesus Christus aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Die reëls van die koninkryk is om toe te laat dat die Heilige Gees deur jou werk sodat jy die vrugte van die Gees kan dra: liefde, nederigheid, selfbeheersing, vrede, vreugde, vriendelikheid, getrouheid, goedhartigheid en geduld, né? Dit is die amper die reëls, dit is die waardesisteme wat daar geld. So kom sê Paulus vir Timoteus, jy moet soos 'n soldaat wees, jy moet soos 'n atleet wees. Maar onthou, jy moet meeding volgens die reëls van die game, né? En die reëls is nie om jou te beperk nie. Die reëls is juis om vir jou vryheid te gee sodat jy vry kan lewe en om die Here te aanbid, kom sê hy. Ons hoe ek dit verstaan, dit is oor my 5 sent. Ek weet ek vereenvoudig dit nou 'n bietjie, maar ek dink tog dit is ons verstaan almal dit. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.